Hartlike goeiedag, baie welkom weer by ons program Gebedsversoeke van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. Ons gaan vandag aan met Psalm 91 se beskerming. Onthou verlede week het ons gesels oor hoe ons moet na die Vader gaan en hom vertrou vir beskerming teen alles, siektes, finansiële druk, gevaar van buitekant. Ons het soveel getuienisse al gehoor van mense wat sê ons bid hierdie Psalm daagliks oor ons en die Here het vir ons regtig deurgekom. Ek wil graag met julle deel wat die Passion Bible, ek gaan net vir julle vers 4 en 5 hierso lees in die Passion Bible, maar hy sê, His massive arms are wrapped around you, protecting you. You can run under His covering of majesty and hide. You will never worry about an attack of demonic forces at night, nor have to fear a spirit of darkness coming against you. Don't fear anything, sê die vers 6a. So is dit nie mooi om te weet, ons kan na God se groot arms toe hardloop en hy sal ons beskerm. Ons hoef geensins te vrees oor enige iets nie. Ja, as ons dan kyk na 91:9, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Vers 10, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Soos Yvonne gesê het, wat 'n wonderlike belofte dat hy 'n toevlug is. Nie net 'n nood nie, maar 'n toevlug elke liewe dag. En dat hy ons beskutting is, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons kan in sy liefdevolle arms hardloop. Vader, ek loof U dat U 'n God is wat ek kan vertrou en onder wie se aftak van liefde ek kan rus. Ek is so dankbaar dat U hart van liefde vir my en die beloftes van my voorsien nooit sal misluk nie. Deur U kan ek oorwinning hê oor elke vyand wat teen my kom. Maak nie saak hoe sterk my vyande is nie. U is steeds groter. In U teenwoordigheid kan ek vrede en veiligheid vind. Wanneer 'n wonderlike belofte dat as dit donker word, as die storms kom, as die slegte tydings kom, kan ons in God se teenwoordigheid aanhardloop en ons kan vrede en veiligheid vind. As ons dan kyk na vers 11 en 12, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Vers 12, hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Here, baie dankie dat ons weet, U is 'n oorvloedige gewer. U ken die geestelike stryd wat ons vandag in die gesig staar, en deur die gees en deur die woord, en deur engele en bedienaars van die liefde sal hulle ons beskerm. U liefde gaan voor ons uit, buig ons om selfs die kleinste klippie te verwyder wat ons laat struikel. Dankie dat U so baie vir my voorsien. Ek vra die magtige engele om my familie, my vriende, my bure en my geliefdes te beskerm en te bewaak. Ek bid dat U oor ons volk waak, o God. Ek bid ook dat U die harte van die mense na U toe sal laat terugkeer. Gee ons 'n hart van bekering, o God. Help ons om 'n nuwe verbintenis met U te maak, sodat ons U met ons hele hart volg. Ja, ek het gelees eendag in 'n boek wat ek gelees het van engele rondom ons, van hierdie mense het op vakansie gegaan en sy het gebid, Here, sal U engele opdrag gee om 'n laar te trek rondom ons huis terwyl ons nie daar is nie. En die bure het hulle ook toe nou maar gevra om 'n oogie te hou. En die buurman sê, hulle het een aand net skielik 'n verskriklike geskreeu gehoor. En toe hulle uitkyk by die huis, toe sien hulle mans wat van die bure se erf af oorgespring kom in hulle en hulle hardloop en skreeu. En hulle het toe een van hierdie mans gevang en gevra wat aangaan. Toe sê hulle nee, ons het gekom om by daardie huis in te breek. Maar die volgende oomblik, toe staan hierdie reuse
man voor ons, ek kan nou nie onthou het of hy gesê, doet hy gelyk, nee, was dit in 'n uniform gekleed nie, maar hulle het so groot geskrik. So ja, dit is waar. As ons vir die Here vra om sy engele opdrag te gee, sal hy dit vir ons doen. As ons die Here 'n ding vra, moet ons glo dat hy dit sal doen. En hy sal dit vir ons doen, want die Here sê, alles wat julle vra in my naam, sal ek vir julle gee. So waarom sal die Vader dan nie engele stuur nie? Ek het gehoor van 'n oom en 'n tannie wat saam met my in die kerk was, in die Vrystaat. Hulle het vertel van hulle het op 'n bergpas gery, en die bergpas was baie nou. En skielik om 'n draai kom 'n baie groot vragmotor wat albei die bane opneem. En hulle het al gesien hoe hulle onder hierdie vragmotor gaan inry. En hulle het net die Here aangeroep en gesê, Here, help ons. En die volgende oomblik het 'n engel van die Here gekom en hulle voertuig opgetel en anderkant die vragmotor gesit. Dat selfs die vragmotor gestop het en verbaas was oor die gebeure wat gebeur het. In my eie lewe kan ek ook van baie verhale vertel, en ek is seker baie van julle deel dit gerus met ons. Ons sal dit graag hierso vir die kykers wil net terwille van die gestigting van mekaar se geloof. Ons sien hierso in Matteus 91 vers 13, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Here Jesus, in u magtige naam kan ek elke vyand oorwin. My ergste vrese en diepste vrese oor my lewe of toekoms is niks in vergelyking met die krag van u woord om hulle te oorwin nie. Onthou, die woord van God is ja en amen. Die Here kan nie lieg nie. As dit in sy woord staan, kan jy op daardie belofte staan. Die Here sê vir ons in Jesaja 62 vers 9, herinner my aan die beloftes. So die Here wil hê ons moet hom herinner aan die beloftes, maar as dit in die woord staan, kan jy weet, dit sal so wees. Ons bid dan, help my asseblief om die angstige gedagtes wat my lê en wag te ontmoet met geloof in u beloftes van goed aan my. Help my om op u planne vir my te vertrou. Ons gedagtes, soos ons al baie in die verlede op die program gesê het, is ons grootste vyand soms. So soms moet ons ook ons gedagtes stil maak en sê, nee, ek bestraf hierdie verkeerde gedagtes wat nou by my opkom. God het gesê, hy sal vir my sorg en hy sorg vir my. Sy beloftes is vir my ook. Dan in Psalm 91 vers 14, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Vader, ek loof u as 'n persoonlike God wat by my bly deur die donkerste tye van my lewe. Ja, jou oor is ingestel. So ons sê hier vir God, u oor is ingestel op die frekwensie van my hart se huil. En my trane beweeg u vinnig en seker tot my redding. Dankie dat u my gered het toe niemand anders te kon nie. Help my asseblief om op u naam te vertrou en namens my te werk. So die Here streef vir ons in, hy werk vir ons. Ons bid vir fisiese beskerming, is die uitwerking van geestelike beskerming. 'n Grondslag van vertroue in God sal jou op die regte perspektief gee om jou te help om ongewone vrede in gevaarlike situasies te kan hê. So ons sien dat die Here ons in elke omstandighede, groot of klein, sal beskerm. Ons gaan ook verder met julle 'n bietjie deel oor Psalm 34, sodat julle ook kan sien hoe die Here verder in sy woord toe vir ons beskerm. Ja, as ons kyk na Psalm 34, dis 'n psalm van lof en danksegging, veral vir God se verlossing en beskerming. Dit bemoedig ons om vertroue in God te hê. Dit beklemtoon ons die belangrikheid daarvan om God te vrees en goed te doen, kwaad te vermy wat alles lei tot 'n geseënde lewe. Dawid was die skrywer en hy getuig in hierdie psalm van God se goedheid en nooi ons ook om saam met hom die Here te loof. As ons kyk na hierdie psalm, dis absolute dank en lofsegging, en ons moet dit ook vir ons aanleer elke dag om meer dankbaar te wees. Ons kla so maklik, ons praat so baie maklik negatief, maar kom ons loof en dank die Here elke dag
meer en meer. As ons kyk na die sleuteltemas van hierdie Psalm 34, dis bevryding en beskerming. Die Psalm konsentreer rondom die ervaring van verlossing, van gevaar en skade, en hy beklemtoon God se aktiewe redding van diegene wat hom aanroep. Ons moet vertrou op God, ons moet God vrees. Dawid moedig ons aan om die Here te vertrou en hom te vrees. Ons vrees so baie ander dinge in die lewe, maar as ons werklik vir God vrees, nie die tipe vrees wat ons vir mense het nie, maar goddelike vrees om hom te behaag, hom te eer, om sy wil te doen, dan sal ons elke dag met vrymoedigheid kan na hom toe gaan. Ons sal meer begrip hê, ons sal meer eerbied en respek hê vir God se grootheid en sy goedheid. Ons sien ook verder dat die Psalm leer ons dan ook doen goed en vermy kwaad. Die Psalm beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n lewe te lei wat vir God welgevallig is, gekenmerk deur vriendelikheid, geregtigheid en die vermyding van sonde. So wat sê die Here van ons moet met mekaar vriendelik wees, want dit is jou beste advertensie, dat Jesus in jou liggaam is, dat Jesus inwonend is, dat jy 'n kind van God is, as jy vriendelik is. Moenie rondloop soos 'n brombeer nie, moenie ongeskik wees met mense nie, want dit is nie God se wil nie. Die Here sê, die grootste van alles is die liefde, want wat help het, ons het al die ander dinge, wat Korintiërs 13 ons leer, maar ons het nie die liefde nie. So kom ons wees liefdevol teen mekaar, vriendelik, en geregtigheid en die vermyding van sondes. Ons moet geregverdig wees, en ons moet dieselfde wat die mense van ons moet doen, moet ons ook aan hulle doen. Ons moet ook sonde vermy. Dit help nie ons lewe 'n lewe van bandeloosheid en sommer net losbandig nie. Die Here sê ons moet sonde vermy. Want hoe kan ons aangaan met ons sondige lewe en dan God verwag, hy moet ons beskerm? Nee, hy sal nie vir jou beskerm as jy weg van hom lewe en hom net wil misbruik nie. Want ons mag die Here ons God nie versoek nie. So ons moet 'n heilige lewe lei. Ons moet streef na heiligmaking toe. Die belangrikheid van lofprysing, jammer, God se guns aan die regverdiges. Dawid konstateer die seëninge van die regverdiges, wat deur God beskerm en versorg word met die gevolg vir die goddelose, wat God se oordeel in die gesig sal staar. So as ons vir die Here bid, en ons kla ons vyand aan of 'n situasie, God sal met hulle reken. Daarom sê God, die toring kom hom toe. So hulle gaan die toring van God in die gesig moet staar, en hulle gaan met God gaan met hulle afreken. Die belangrikheid van lofprysing en danksegging. Die Psalm moedig voortdurende lof en danksegging aan God aan, selfs in die aangesig van teenspoed, met erkenning van sy goedheid en getrouheid. Onthou die woord van die Here sê vir ons moet die Here loof en prys in alle omstandighede. Nie net wanneer dit goed gaan nie, dis juis in die omstandighede wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik is, wanneer dinge onmoontlik lyk, dat jy die Here moet loof en prys, want die Here sê hy woon op die lofprys en gesange van sy volk. Ja, as ons daar kyk na vers 2, ek wil die Here altyd loof, soos Yvonne nou gesê het, nie net wanneer jy so voel nie, maar baie keer, as die omstandighede sleg is, as daar siekte is, ekskuus, dan veral moet jy die Here loof en prys en dankie sê vir alles. Hoe ons Psalm 34 verstaan, ekskuus, dit is 'n persoonlike getuienis van Dawid. Die Here beskerm die gelowiges. So dis weer 'n wonderlike belofte, dat ons weet, as ons in God glo, dan sal hy ons beskerm. Psalm 34 is aangebied deur Dawid, en sy ervarings toe hy hom kranksinnig gehou het, en dis ook 'n oproep tot aksie vir ons, dat ons werklik vir God moet prys en loof in alle omstandighede. Elkeen van ons het al 'n ervaring gehad, wat jy in jou eie omstandighede, wat dit moeilik was, wat daar situasies was,
wat nie altyd maklik was nie, maar as jy jou fokus begin verskuif van die swaar, die siekte, die omstandighede, en jy fokus terug op God se beloftes en sy beskerming, dan voel jy sommer beter, jy begin praat beter, jy begin dink beter. So dis 'n wonderlike oproep vir elkeen van ons, om God te vertrou, op sy manier, sy liefde, sy genade, om sy geregtigheid te weerspieël elke dag. Dis Dawid se persoonlike geskiedenis, dis beginsel in Psalm 34 uitgesit, en dit bied ons vertroosting en bemoediging aan enigeen van ons wat op God vertrou, en 'n lewe lei van geregtigheid. Ja, as ons kyk na Psalm 34 vers 2, soos Ansie gesê het net, nou ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Vader, ek kom na U toe en erken ek is hulpeloos en ek het U nodig om my te beskerm teen die moeilikheid wat in die gesig staar. Ek is dankbaar tydens hierdie verhoor en ek kan vertroue hê dat ek dit sal oorwin. Maak nie saak wat jou pad teekom nie. Jy kan vertroue hê dat jy sal oorwin. Ek weet hierdie selfvertroue kom nie uit my eie vermoë nie, maar dit kom uit die belofte van Jesus wat ons gewaarsku het, ons gaan moeilikhede in hierdie wêreld hê. Maar nie moed verloor nie, omdat hy sondeloos gebly het en deur sy reis deur hierdie wêreld. Johannes 16:33 sê weer eens, daarom weet ek dat ek kan oorwin, want sy oorwinning is myne. God het vir ons sy oorwinning gegee. Ja, as ons dan kyk na 34:5, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Baie keer het ons 'n vooropgestelde idee soos bid dat God op 'n sekere manier sal antwoord, dat hy vir Koos of Jannie of Sannie sal stuur om ons te help, maar hy sê ek sal jou antwoord. So ons moet gereed wees om te wag op God se antwoord, hoe dit ook al kom, nie altyd op ons manier, of ons antwoord hoe ons dit wil hê nie. So ons kan elke dag sê, dankie Here, ongeag wat 'n probleem ek in die gesig staar, U ken my vrese, en dankie dat U my daarvan bevry. U het my in die skrif aangemoedig om sterk en moedig te wees. En sterk en moedig te wees ook in alle omstandighede, al gaan dit sleg, al gaan jy deur dale. Probeer moedig wees en probeer om jou sterkte en jou krag in die Here te soek. Ek weet dat wanneer ek bang is, ek op U kan vertrou. Wat 'n wonderlike belofte. Maak nie saak waarvoor jy bang is, jy kan altyd op God vertrou. Dit is nie God se wil dat ons moet vrees nie, maar in plaas daarvan het hy ons 'n gees gegee van krag, liefde en selfbeheersing. Wat 'n wonderlike belofte, dat ons 'n God aanbid wat vir ons 'n gees gegee het, nie van vrees nie. Ja, ons kan so baie keer sien dat ons onsself bang praat. Ons is regtig, ons gedagtes is baie keer regtig ons grootste vyand, want ons kan so maklik sê, dit gaan gebeur en wat gaan nou hiervan word of wat van dit, waar gaan ek bly, wat gaan ek doen, wat gaan ek eet, wie gaan na my kinders kyk, wie gaan, ons dink deur al hierdie dinge en dan binne as ons weer sien, dan het ons sommer nog 'n siekte by of as gevolg van vrees en dit is nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê ons moet regtig op hom vertrou en nie angstig wees nie. As jy jouself kry om angstig en vreesagtig te wees, bestraf jouself. Maak jouself stil en raak stil voor die Here en hol net 'n bietjie asem. Onthou, ons sê altyd ja, haal asem in, asem uit. Wees 'n bietjie rustig, moenie so angstig wees nie. Ons sien in vers 6, hy sê, hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Die Here sal ons nooit laat beskaam staan nie. As jy iets gevra het in die naam van die Here, sal jy dit verkry. Soos ek vorige keer gesê het, toe ons kar gesteel was in Durban, het ek vir die Here gesê, U het gesê, ons sal nie skaam wees nie, ons sal nie skaam staan nie, en ja, ons kar was teruggevind, en ons hoef nie skaam te wees nie, so dis weer eens 'n belofte. Here, as ek deur die toetsing van my geloof gaan, hoop ek om ander mense aan te moedig, in plaas daarvan om bekommernis oor my omstandighede te projekteer, wil ek in selfvertroue wandel en vreugde in my lewe ervaar. As iemand na jou toe kom en hy's
vol vrees en angs, wat doen jy? Klaar jy saam met hom? Raak jy saam met hom angstig of maak jy hom rustig? Hou jy hom kalm of help jy hom om nog verder angstig te wees? Ek wil hê dat u die stralende teenwoordigheid op my gesig weer u stralende teenwoordigheid op my gesig weerkaats. Met ander woorde, as ek dan op die Here vertrou, dan kan ek rustig wees, ek kan veilig wees, ek kan vol vreugde wees, want waarom sal ek dan bekommerd wees, as wat ek met 'n gesig en 'n frons rondloop en angstig my lippe byt. U woord sê vir my om bly te wees wanneer beproewing oor my pad kom. Dit is nie maklik nie, maar die Here sê wees dankbaar. Ons moet dankbaar wees en sê Here, dankie vir hierdie wat op my pad kom. Dankie dat u my gaan wys hoe om hierdie beproewing oor te kom, want die Here sê tog in sy woord, daar is geen beproewing te groot vir ons nie. Ja, as ons kyk na 34:7, hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Is dit nie wonderlik dat ons weet dat as ons God aanroep, hy antwoord. Ons is baie keer angstig omdat die Here nou moet antwoord. Hy moet sommer nou dadelik die antwoord gee, maar ons moet net weet as ons God aanroep, hy hoor ons en hy sal antwoord. Vader, u weet dat daar tye is wanneer ek desperaat om u hulp roep. Ek dank u dat u my pleitooie om vertroosting geluister het en dat u my beantwoord. Dankie dat ek weet dat daar niks te moeilik vir u is nie, insluitende my huidige omstandighede. Ek bring lof aan u met die wete dat u reeds besig is om my te verlos van die probleme wat ek in die gesig staar. Ja, ons kyk ook dan na vers 8. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hy red hulle uit. Soos ons vroeër gesê het, die Here trek 'n laar, soos wat ons in die vorige program in Konings gelees het, waar hulle die vyande vir Elisa hulle omring het, en toe hy gesê, Here, maak sy oë oop dat hy sien, en toe hy sy oë oop maak, toe sien hy hierdie laar wat rondom hulle getrek is, en hulle hoef nie te vrees nie. Daarom kan ons sê, liewe Vader, ek staan in verwondering oor u heerlike krag. As ek aan u majesteit dink, word ek verneder en oorweldig deur u sorg vir my. Ek weet u stuur engele as boodskappers om my te beskerm en oor my weë te waak. Ek vra dat u engele my sal omsingel, bewaak en bewaar. In Jesus naam vra ek dit. Ons gaan volgende week aan met hierdie beskerming. Beskerming is in so 'n wye veld dat ons net nog kan byvoeg, maar ons sal volgende week klaar maak met die beskerming sodat ons ook weer kan aanbeweeg, maar dit is vir ons belangrik dat u die beskerming kan sien en kan verstaan. Ons vra dan ook weer, bid saam met ons vir versoeke wat ons ook aan julle nou sal noem en vir uitkoms vir mense wat in omstandighede is waar hulle vrees en hoop om beskerming. Ja, ons het 'n wonderlike getuienis gehad van iemand wat baie siek was en ons het absoluut saamgestaan in geloof en ons het vir hierdie persoon ingetree en die vorige aand was hy nog baie siek en die volgende oggend het hy opgestaan, heeltemal genees. So ons bid nog steeds vir mensies, veral in hierdie wintertye, dat hulle genesing sal kry en dat hulle nie sal moet opgee nie, dat hulle vir God sal aanroep in enige tyd van siekte. Ons bid nog steeds vir Israel, ons bid vir ons land, ons volk, ons regering. Ons het ook baie gebedsversoeke vir onderwysers en onderwyseresse, skoolhoofde. Ons weet dit gaan maar moeilik in skole, so ons tree in vir hulle. En dan ook vir mensies wat nog steeds werk soek, studente wat klaargemaak het, matrikulante wat klaargemaak het, wat nog steeds op soek is na werk. Yvonne sê hy vir ons sal afsluit. Ja. Baie dankie Here dat ons vandag, Here, vanaand, wat 'n oomblik van die tyd, Amen. na u toe kan kom met al ons versoeke, Here. Here, u sê ons moenie vrees nie. Ons moet na u kyk, Here, en daarom kom ons na u toe met elke versoek, sodat elke ene wat by u aanklop, Here, nie hoef angstig te weet nie, maar te weet, Here, dat u is reeds besig om die antwoord te stuur vir elke gebed. Vader, ek pleit elke persoon onder die bloed van Jesus. Ek bid dat u engele sal opdrag gee om 'n laar te trek rondom elke een
vir al ons kykers daar buite, Here, bid ek dat U engele sal opdrag gee om hulle te voorkante, hulle agterkante te bewaak, Here, en al klop die vyand aan die deur, nogtans sal ons nie vrees nie. Here, ek bid U seën oor elke ene wat vandag na U toe gekom het, vir elke antwoord op elke gebed, vir elke uitkoms, vir werkvoorsiening, vir genesing. Here, ons vertrou U volkome en ons dank U vir elke antwoord. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus en ons eer U daarvoor. Baie dankie. Baie dankie, tot 'n volgende keer. Dankie.